Amen. Geliefdes, ek wil graag 'n kort gedagte met julle deel vanoggend vanuit die woord van die Here. Die van julle wat julle Bybels hier het, kan oopmaak by Lukas hoofstuk 10. Die twee susters, Martha en Maria. Ek glo ons almal ken hierdie skrifgedeelte baie goed, of het ten minste al van hierdie storie gehoor. Interessant dat hierdie opskrywing van hierdie gebeurtenis slegs in die boek van Lukas is. Ons is bly dit is hier ingesit, want ek dink hier is 'n baie belangrike les vir ons almal te leer uit wat hier gebeur het. En ek wil graag hierdie boodskap vir julle bring vanoggend as 'n woord van bemoediging en as 'n woord van aanmoediging, en in dieselfde asem ook vir julle sê, hier lê ook vir ons maar 'n waarskuwing in hierdie skrifgedeelte. Ek lees dit vir ons vanaf vers 38. Dit sê, en op hulle reis het hy, wat Jesus is, in 'n sekere dorp gekom, en 'n vrou met die naam van Martha het hom in haar huis ontvang. En sy het 'n suster gehad met die naam van Maria. Die het aan die voete van Jesus gesit en na sy woord geluister. Maar Martha was baie besig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê, Here, gee U nie om dat my suster my alleen laat bedien nie? Sê dan vir haar dat sy my moet help. Maar Jesus antwoord en sê vir haar, Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge. Maar een ding is nodig, en Maria het die goeie deel uitgekies, wat van haar nie weggeneem sal word nie. Amen. Ek dink ons kan nou maar huis toe gaan. Jesus het dit goed genoeg gesê. Ek wil vandag met julle gesels oor die onderwerp, die goeie deel. Die goeie deel. Jesus sê vir Martha, dat haar suster Maria die goeie deel uitgekies het. Wat is die goeie deel? Wat noodsaaklik is, wat sy uitgekies het? Sy het uitgekies om by die voete van Jesus te gaan sit. Sy het gekies om 'n koneksie te hê met Jesus Christus. Jy sien hoe dit in daai tyd gewerk het, is dat die vrouens moes alles gaan regkry het. Wanneer daar 'n leermeester in die huis ingekom het die leermeester gaan sit, en die manne het by hom gaan sit, en hy het vir hulle lering gegee. En terwyl hulle besig was om na hom te luister, het die vrouens alles bymekaar gekry vir die ete wat sal plaasvind na die lering gegee is. En dan sou hulle by die ander mans moes gaan hoor het, wat is gesê? Wat het julle ontvang? Wat is julle geleer? En dan sou hierdie arme vrouens oorgelaat moes word aan oor hoe goed die mans geluister het en hoe goed hulle verstaan het. So hulle die nuus tweedehands gekry. Maar hierdie vrou het die begeerte gehad om by Jesus te sit. Sy het die begeerte gehad om direk van hom te hoor, en dit was vir haar so belangrik gewees om hierdie koneksie met Jesus te hê, dat sy alles eenkant gesit het. Sy het teen die orde van die dag gegaan, sy het teen die gejaag gegaan, sy het teen die moeds en die moenies gegaan, en sy het by Jesus se voete gaan sit. En daar is sy geleer. Sy is geleer deur hom. Sy is geleer deur hom oor die koninkryk van God. Sy het wysheid oor die lewe ontvang. Sy is waarskynlik geleer oor die karakter van God, die karakter van die Vader, en wie die Vader is. En hierdie gebeurtenis was vir haar 'n baie belangrike gebeurtenis. Ek is seker dat sy gehoor het van Jesus, want die hele area het gehoor van Jesus, en hoe hy
hierdie wonderlike dinge doen en hoe hy hierdie wonderlike dinge sê en hoe hy die beloofde Messias is en nou is hierdie persoon in haar huis en sy het die voorreg of die geleentheid om by hom te gaan sit. Dis wonderlik, nê? Dit sê iets van hierdie persoon se hart. Hoe is ons hart vandag? En wat is ons begeerte in die tyd waarin ons leef? Hoe gaan die dinge in jou lewe? Hoe is jou lewensritme? Is daar tye wat jy nog sit by die voete van Jesus? Ja, ons weet hy is nie meer hier op aarde nie en hy is in die hemel by die Vader, maar prys die Here, sy Heilige Gees is uitgestort. Amen. En die Here het vir ons die woord gegee. Ons het die woord by ons in die Bybelvorm, ons het hom op ons fone, so ons kan die woord lees op enige plek. Die Heilige Gees is by ons, waar ook al ons beweeg. Amen. In jou binnekamer is die Heilige Gees met jou. In jou kar is hy met jou. By jou werk is hy met jou. Oral waar ek en jy beweeg, is die Here daar. En hoe wonderlik ook om te weet dat God beskikbaar is, dat hy toeganklik is. Hy is, om die Engelse woord te gebruik, hy is accessible. Ons kan onder enige omstandigheid en in enige situasie met hom praat. Hoe wonderlik. Hy is nie beperk tot een liggaam soos wat hy was toe hy op aarde was en beperk tot een spesifieke plek, jy weet, 'n dorp of 'n huis nie. Hy is oral. En ek en jy het die voorreg om by hom te kan sit. En dit is die goeie deel. Dit is die goeie deel wat ek en jy in ons lewe moet kies, net soos wat Maria gedoen het. Maria het dit gekies. Sy het gekies. Ja, daar was 'n ander opsie, maar sy het nie die ander opsie gekies nie. Ons moet vir mekaar sê, alhoewel daar 'n goeie deel is, kan ons ook in hierdie gedeelte sien of aflei dat daar 'n slegte deel is. Wat is die slegte deel? Die slegte deel is om jouself te bekommer oor alles. Die slegte deel is om jouself so te kwel dat dit ten koste is van jou verhouding met die Here. Was Martha besig met onnodige goed? Nie noodwendig nie. Was sy besig met sonde? Het sy iets verkeerd gedoen? Nee. Maar jy sien, haar ingesteldheid was, sy moet heeltyd besig wees, en sy is heeltyd ge-worry oor alles en almal. En ons kan ook partykeer so vasgevang raak in bekommernis, en vrae, en worstelinge, en die gejaag van die wêreld, en ons moet hierdie ding doen, en dan moet ons daai ding doen, en dan gaan ons van die een ding na die ander ding, dat ons ook in die proses mis, om by die voete van Jesus te sit. Ons moet versigtig wees vir daardie ding. Hastigheid en bedrywigheid en angstigheid en bekommernis is eintlik die siekte van ons tyd. Die lewe is so gejaag. En die meeste van die keer is die lewe so gejaag, want die lewe is ook buite beheer, want ons laat dit buite beheer raak. Want ons kies nie reg nie. Ons kies nie om die goeie deel te doen nie. Ons kies nie om by die voete van Jesus te sit nie. Ons het nodig om daar uit te kom. Amen. Want glo dit of nie, ons is nie so sterk soos wat ons dink ons is nie. En ons kan nie op ons eie insigte staat maak nie, ons gaan foute maak. Ons weet nie alles nie. Ons het die leiding van die Here nodig. Ons verstaan nie alles nie. Ons het sy insig en sy perspektiewe op dinge nodig. Maar as ek en jy nie die tyd gaan maak en die keuse gaan maak om daai tyd met die Here te spandeer nie, gaan ons nie noodwendig ontvang wat ons nodig het nie. En baie maal is die lewe of ons ervaring van die lewe onaangenaam, want ons moet leef met die gevolge van keuses wat ons gemaak het, waar ons nie eers die Here geraadpleeg het nie. Amen.
Ons moet versigtig wees vir daardie ding, om nie van die een besluit en van die een gebeurtenis tot die volgende ene te spring, sonder om eers by die voete van die Here te sit nie. Ons sing baie maal en ons bid dit ook, en ons bely en ons sê, Here, U is ons bron van krag, U is ons leidsman, U is ons Here, U is ons vrede. Ons sing al hierdie goed, so wat sê ons? Ons sê, ons is so afhanklik van U. Ons kan nie sonder U nie. Al hoe ons werklik lewe en lewe in oorvloed kan beleef, is vanuit 'n verhouding met U. Al hoe ons innerlike vrede bewaar kan word, is deur 'n verhouding en 'n koneksie met die Here. Al hoe ons die lewe hier buite kan trotseer en oorwin, is vanuit 'n verhouding met U. Ons het daai koneksie met die Here nodig. Dit is ons bron van krag, dit is ons lewensaar. Maar ons kan so vasgevang raak in die dinge van hierdie wêreld. Of ons kan partykeer so vasgevang word in die dinge van die Here, dat ons die Here van die dinge heeltemal mis. Ou kliseë, né? Ou kliseë. Jy raak so besig met die dinge van die Here, jy vergeet die Here van die dinge. Ons moet versigtig wees vir daardie ding. Want weet julle wat gebeur, né? Hoe meer ons so in hierdie gejaagdheid is en in hierdie angstigheid is, oor tyd gaan daar iets van ons siel dood hier binne in ons. Iets breek hier binne. Jy kom dit nie agter nie, want dit gebeur stadig. Dis 'n stadige kraak en 'n stadige uitdroog en 'n stadige agteruitgaan. En dan eendag kom jy hard agter, maar ek is geestelik nie op 'n goeie plek nie. Ek het nie iets om te gee nie. Ek wil nie deelneem nie. Jy begin isoleer. Jy begin verskriklik krities raak en sinies raak en die ervaring van die lewe is nie lekker nie en jy verstaan nie hoe dit gebeur nie. Jy was dan nog oukei gewees 'n ruk terug. Dis omdat 'n mens so besig raak en so vasgevang raak in dinge, dat dit jou fellowship en jou koneksie met God kos. En dis nie goed nie. Ons moet waak teen dit. Ons moet versigtig wees, dat die ou vyand nie deur ons besig te kry. En ek bedoel nie net werk nie, maar jy kan baie besig raak hier in jou kop ook. Waar jy met dinge worstel en wonder en beklei en dit en dat. Dat dit jou eintlik in 'n toestand van angstigheid sit. En van kwel en bekommernis. En wanneer ons in daai toestand verkeer, ons soos ou Martha. En ons mis koneksie met God. Ons verloor fokus. Ons moet versigtig wees vir daardie ding. Elke dag het ons die geleentheid om met die Here te connect, né? Daar is elke dag vir ons, daar's veronderstel, om elke dag vir ons 'n geleentheid te wees om by die Here te sit. Ons moet dit doen voor 'n groot gebeurtenis. En ons moet dit doen na 'n groot gebeurtenis. Ons moet dit doen voor 'n harde dag se werk en na 'n harde dag se werk. Ons moet dit doen voordat ons belangrike besluite neem. En ons moet dit doen nadat ons belangrike besluite geneem het. Ons moet hierdie goeie deel kies en soos Maria by die voete van Jesus gaan sit, ook in tye van hartseer. En in tye van beproewing, tye van versoeking, tye van verwarring, moet ons gaan sit by die voete van Jesus. Selfs tye wat ons bietjie aangejaag het ook en skuldig voel. Om te gaan sit by die voete van Jesus, want jy sien, dis daar waar jy herstel word. Dis daar waar jy insig kry. Dis daar waar jy vrede kry.
Ek het dit 'n paar keer gebid vanoggend, dit is op die skrif gedeeltes ook op die skerm. Jesus sê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, Matteus 11, nê? Neem my las op julle, leer van my. Ek sal vir julle rus gee. Ek sal julle help. Maar wat behels dit? Dit behels dat ons die keuse moet maak om na hom toe te gaan. Hy maak die uitnodiging. Hy is daar. Hy is onveranderlik. Dit is daar. Ons moet net die keuse maak en dit doen. Jy sien, dis eintlik 'n geestelike dissipline, nê? Dis 'n manier van lewe. Maar wat maak ons baie keer? As ons oor 'n ding worry, dan dink ons as ons bietjie meer daaroor worry, gaan dit beter word. Of as ons 'n bietjie harder gaan werk, of 'n bietjie langer werk, of 'n bietjie meer effort insit, dit gaan dit noodwendig fix. Dit werk nie so nie. Het Jesus dan nie self gesê, hoorie, moenie bekommer oor die dag van môre nie. Moenie jou kwel nie, want jy gaan nie jou lewe kan verleng deur te kwel nie. Inteendeel, die mediese wys vir ons dat jy jou lewe verkort deur te kwel. Jy verkort jou lewe deur te bekommer. Jy maak jouself siek van bekommernis. Jesus sê, moet dit nie doen nie. Vertrou my. Soek my koninkryk. Vertrou my en ek sal vir jou al die dinge gee wat jy nodig het. Maar wat doen ons? Ons gaan sit in daai bekommernis en ons bly in daai bekommernis. En die Gees van die Here praat met ons en dan wat doen ons? Ons raak besig en deur besig te raak maak ons die stem van die Here stil. Gaan sit. Stop. Raak rustig. Praat met Jesus oor jou probleme. Praat met hom oor jou uitdaging. Praat met hom oor die ding waaroor jy bekommerd is. Dit is eintlik net hy wat dit werklik kan stil. En dis net hy wat vir ons werklik vrede kan gee. Ons gaan dit nêrens anders kry nie. Ons gaan 'n skynvorm daarvan kry. Ons gaan nie die ware vrede kry op enige ander plek as by hom nie. En weet julle wat het ek ook geleer in die lewe? Is dat jy kan in 'n slegte situasie wees en daaroor bid. En jou situasie gaan nie noodwendig verander nie. Maar wanneer jy oor 'n situasie bid, verander die Here jou. Hy verander hoe jy oor 'n ding dink. Hy verander jou hart en hy gee vir jou vrede sodat jy jou omstandighede vanuit daardie plek van vrede kan aanpak. Die situasie wat ook al jy moet deurgaan vanuit daardie plek van vrede kan aanpak en nie vanuit hierdie verwarring en angstigheid en bekommernis nie. Salomo sê so mooi, gee jou weg aan die Here oor. Vertrou hom in al jou weë. Moenie op jou eie kragte staat maak nie en hy sal jou paaie vir jou gelyk maak. Maar dit kos dat ons by hom moet gaan sit. En dit kos dat ons net so bietjie die pausknoppie op die lewe moet druk en sê, ja, ek weet hier's al hierdie dinge wat moet gebeur en ek kan myself hieroor bekommer, maar ek gaan nie, ek gaan 'n beter deel kies. Ek gaan die goeie deel kies. En ek gaan by Jesus se voete sit en met hom oor hierdie ding praat. En onthou, ek sê dit met baie eerbied, die Here werk nie soos 'n Kentucky drive-through nie. Jy gaan nie hier stop by 'n speakertjie, goed sê om die draai en dan kry jy wat jy wil hê nie. Dit werk nie so nie. Dit werk die minste van die kere so. Volhard in die gebed, sê die woord vir ons, nê? Bly daaroor bid. Jy gaan dalk nie vandag 'n antwoord hê nie, of vandag 'n deurbraak kry nie, maar dit gaan uiteindelik kom. Daar's ander dinge wat die Here jou wil leer in die proses. En hy wil jou gebruik in die proses om ander weer te help in hulle proses. Maar bly in daai ritme, daai lewensritme van iets gebeur, ek gaan sit by die voete van Jesus. Iets bekommer my, ek gaan sit by die voete van Jesus. Iets verstaan ek nie, gaan sit by die voete van Jesus.
Ek weet nie wat se kant toe nie, gaan sit by die voete van Jesus. Julle hoor wat ek wil sê. Weet julle wat is die wonderlike ding wat ons gaan ontvang as loon van daardie tipe manier van lewe? Is goddelike vrede. Vrede wat alle verstand te bowe gaan. Om in 'n moeilike situasie te wees en onrus te hê, maak die situasie 10 keer erger. Om in die situasie te wees en vrede te hê, gee vir jou die vermoë om deur daardie situasie te kan kom. Die Jode het mekaar gegroet, shalom, shalom, maar hulle doen dit nog steeds. Shalom, hulle groet mekaar met die woord shalom, wat beteken vrede, maar daar's 'n baie dieper betekenis aan dit. Hulle sê, mag jy heel wees, deur God, wat jou heel maak en heel hou. Al val dinge rondom jou uitmekaar uit. Mag jy sy vrede beleef. Daardie vrede kom, nie net deurdat ons dit oor mekaar uitspreek nie, maar dit kom deur by sy voete te sit. So kom ons gaan leef so. Kom ons wees 'n Maria, nie 'n Martha nie. En wanneer dinge ons so 'n bietjie wil aftrek na die Maria kant toe, kom ons onthou hierdie woorde van Jesus. Die goeie deel uitgekies. Dit is wat noodsaaklik is. En kom ons fokus op dit. Amen. Dis die woord van die Here. Mag hy ons in dit seën en ons help. Kom ons sluit die oë. En dan bid ons saam. Almagtige God en Hemelse Vader, dankie vir u woord. Dankie dat u met ons ook ontmoet het vandag deur die sange, die gebede en ook deur u woord. Ek bid Vader dat u vir ons sal seën en dat u ook vir ons sal help met die uitleef hiervan. En Here, dat ons daardie belangrike besluit sal neem en bly neem om daagliks by u voete te sit. Seën ons in hierdie dag verder. Mag u naam dan ook verheerlik word deur alles wat ons doen. En ons sê vir u dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen.